Goeiedag, welkom aan julle almal by ons laaste oordenking vir hierdie week. Nou, as jy al ooit 'n nuwe huis gebou het, of selfs dalk net een opgeknap het, sal jy weet hoe opwindend dit is wanneer die eerste mense daar kom kuier. Jy kan nie wag om dit vir hulle te wys nie, want dis dan wanneer 'n huis begin verander in 'n tuiste. Mure alleen maak nog nie 'n huis nie. Dis die mense binne-in wat dit vul met hulle lewe, wat dit huis maak. Ek dink dis iets wat hier in Johannes 13 gebeur. Die voete is nie die einddoel nie. Dit was die begin van iets nuuts. Want nadat Jesus sy disippels se voete gewas het, sê hy hierdie woorde in Johannes 13. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. En dit is belangrik, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Dis opvallend dat Jesus nie sê die wêreld sal ons herken aan ons kennis en ons wysheid nie, of aan al ons programme of die pragtige kerkgeboue wat ons het en die dinge wat ons doen nie. Hy sê die wêreld sal weet ons behoort aan hom deur die manier waarop ons mekaar liefhet. En dit is nie sommer enige liefde nie. Dis hierdie liefde wat Jesus vir ons kom wys het, liefde wat kniel. Dis dieselfde liefde wat Judas se voete was. Dis dieselfde liefde wat Petrus nie afskryf toe hy geval het en gesondig het nie. Dis die liefde wat Jesus nou in sy disippels wil sien, tussen mekaar werk. Hierdie week het ons baie gepraat oor wat God in ons harte wil kom herskep. Maar God herstel ons nooit net ter wille van onsself nie. Hy herstel ons ook sodat ons mense kan word deur wie sy liefde sigbaar word aan ander rondom ons. Miskien is dit juis wat 'n gemeente regtig mooi maak. Nie dat ons almal dieselfde is of selfs dieselfde glo nie. Nie dat niemand ooit foute maak nie. Maar dat ons aanhou om mekaar met dieselfde genade lief te hê waarmee Jesus vir ons liefhet. En dis waarna ons môre saam gaan kyk. Want vergifnis is nooit net 'n mooi gedagte nie. Dit is die fondament waarop gesonde verhoudings gebou word. Dit is regtig hoe God stikkende mense en stikkende gemeenskappe begin herskep. Onthou asseblief vandag hierdie waarheid. Die wêreld sien Jesus die duidelikste wanneer sy mense mekaar liefhet, soos hy hulle lief het. Nou ek weet nie in watter gemeente jy behoort nie, maar bid saam met my hierdie gebed. Here, herskep ons gemeente om soos U die wêreld lief te hê. Dis vir ons so voorreg, Here, om aan mense te behoort. Dis vir ons so voorreg om te behoort aan hierdie verskriklike mooi beweging van U in die wêreld. U kerk, U gemeente. Mag U vir elkeen wat luister wat dalk deel is van 'n ander gemeente, mag U elkeen van ons inspireer om die mense rondom ons lief te hê, soos U ons liefhet. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen vandag die oorvloedige goedheid en vreugde van God ervaar, terwyl hy besig is om iets nuuts in jou hart te herskep. Ons sien regtig uit om jou môre by Beleef Gemeente te verwelkom. Ek groet julle vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Van my, Heinie, en die hele beleefspan, mag julle 'n wonderlike dag hê.